besig met Romeine. Wat 'n ongelooflike boek. Wie van julle, deur die gesprekke besef ek dat die Here regtig met ons besig is en dat hy ons laat worstel en ons laat opgewonde raak en ek is elke keer as ek preek, ek moet vir julle sê, elke keer as ek voorberei, dan raak ek hier by donderdag, as ek my preek donderdagmiddag klaar geskryf en dan raak ek weer opgewonde vir Sondag en ek kan nie wag om julle te sien en om julle te deel wat die Here in my hart geplaas het weer in hierdie oggend nie. En ons is besig met Romeine 8, seker een van die bekendste gedeeltes, daar is soveel van die kwotasies wat mense wat verse ken, kom uit Romeine uit en ons gaan Romeine 8 vers 12 tot met vers 17 doen. So kom ons lees dit gou deur en dan kan ons 'n bietjie gesels daaroor. Daarom dan broers, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor die ons sondige natuur om daarvolgens te leef nie. As ons julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Aan almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat in julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep. Abba, dit beteken Vader. Dis nie eintlik wat daar staan nie, daar staan net Abba Vader. En dis interessant dat die vertaling het so vertaal. Maak net daai deur vas daar. Dankie Samuel. Die Griekse vertaling sê net Abba Vader en ek dink hy bedoel die Abba is die Aramees vir Vader en die Vader is die Grieks. So hy praat eintlik, hy sê dis nie meer die Vader net van die Jode nie, maar ook van die Grieke. So dis hoekom hy Abba Vader en dis interessant, Jesus gebruik ook die woorde Abba Vader as hy in die tuin is. En dan sê hy die volgende, deur die Gees roep ons uit Abba Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Daar is 'n mond vol in hierdie gedeelte. Toe ek jong predikant was, onthou ek het geworstel, jy weet, in die sin van prediking, jy weet, ek het baie keer gevoel ek stap af en dan het ek gefight met mense. Jy weet, van my preke. So jy fight, jy praat harder. Ek onthou in een van my preke, toe ek klaar gepreek het, my broer was die chemiese ingenieur wat nou in Sasolburg bly, was in een van my preke daar in die Kaap gewees. En toe ek klaar gepreek het, toe kom hy na my toe te sê, vir wie was jy kwaad vanoggend? Verstaan jy? Ek weet nie of julle die ervaring gehad het, dat die predikant daar kwaad vir jou kan wees, of die pastoor nie, verstaan jy? Na sy preek, dan dink jy myself, iemand het hom kwaad gemaak hierdie week, en hy het dit uitgehaal op ons. En baie keer het ek so, as 'n jong man so gepreek, wat ek dink by myself, baie keer as ek gepreek het, het ek hierdie idee gehad, dat ek eintlik die werk moet doen. En baie keer sien jy mense leef op 'n sekere manier, en dan wil jy hulle sonder net vertel hoe hulle moet leef, en jy is intens, en jy preek met hulle, want jy dink hoe harder jy gaan praat, hoe meer gaan hulle luister, en dan gaan hulle weet, jy's ernstig. Tannie Paula? En al hoe meer hoe ouer ek word, en veral nou in Romeine weer, en die laaste 2 weke, en eintlik maar vanaf die kruispunt begin het, weet ek, dat wanneer julle hier sit, wil julle die woord van die Here hoor, omdat julle sy Gees in julle het. En julle het 'n behoefte om verander te word. En julle het 'n behoefte om sy woord te hoor, en daarom kan ons gesels met mekaar, maar daar weet ek ook hier vanoggend, is daar net 2 tipes mense. In die wêreld is daar eintlik net 2 tipes mense. Jy weet, mense het hierdie kategorieë van mense, hy's 'n goeie mens, hy's 'n slegte mens, hy's 'n groot Christen, hy's 'n klein Christen. En die probleem waarmee ons het as Christene, baie keer, ons maak baie van ons die mens, en baie min van die groot God wat ons aanbid. So baie keer as mense kyk na hulle self, en dink hulle klassifiseer hulle self as goeie mense of slegte, of goeie Christen, en daar is 'n goeie Christen, daar is 'n groot Christen, en eintlik vergeet ons dat dit eintlik nie ons is nie, ons is maar stof in hierdie wêreld. Ons is so stof, môre is ons nie meer hier nie, ons is gras is vergaan, maar dit wat in julle is, ons is soos, wat sê Paulus, soos kruike wat maklik breek. Maar dit wat in ons is die skat van die heelal. En wie is dit? Dis die Gees van God. Daarom is daar eintlik net 2 persone hier vanoggend. Daar's een persoon
wat die gees van die Here in hom het, en daar's 'n persoon wat die gees van die Here nie in hulle het nie. En dis die twee persone. En daarom die persone wat die gees van die Here in hulle het, hoor die woord en iets gebeur met hulle. Hulle word verander. En dan is daar mense wat nie die gees het nie, wat elke keer as hulle die woord hoor, dan voel hulle skuldig en loop uit en dink myself, jene, ons is nou pak gegee, jy weet, Fred nou vir ons gesê, ons moet step up, nou moet ons step up, boys. En ons het laas week gehoor, net weer om julle op datum te bring by Romeine 8, Paulus is besig om te sê, daar is geen goeie vrug in ons vlees nie. Ons kan nie die vlees vrug van die gees dra nie, dit kom uit die gees uit. Onthou julle dit? Wie was laas week hierso? Wie die boodskap geluister, as jy nie laas week hier was nie, die boodskap geluister, dis waaroor die boodskap gaan. Die goeie vrug wat ek dra, kom van my wandeling saam met die Here. Dis 'n uitvloeisel van 'n verhoudingslewe, kom daar goeie vrug voort. Nou, interessant genoeg, is iemand, ons het ek het lekker gesprekke gehad hierdie afgelope week oor dit, en van die persoon het my nader getrek en vir my gesê, okay, maar wat nou van die sonde? Verstaan jy, wat doen ons nou met die sonde? Verstaan jy, want ek sien sonde ook in my lewe. Enigiemand wat ook sien dat hy sonde doen. Nee, so die vrug vloei uit vanuit die wandeling saam met die Here, maar tog is hierdie ander ding wat baie keer opstaan, en wat moet ons dan daarvan sê? Moet ons nou niks daaroor worry nie? Moet jy niks daaroor sê nie? En vanoggend gaan ek 'n bietjie gesels met julle oor dit. Die opdrag om die vlees in my te moor. Ek gaan vir julle lees weer saam my vers 12 af. Net vandag die oorsig, en dan sal julle agterkom wat ek bedoel. Daarom dan, broers, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie. Die Griekse woord beteken, julle is nie meer debtors, julle is nie meer skuld aan julle vlees nie. Julle skuld julle vlees niks meer nie. Julle skuld julle vlees niks meer nie. As julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Nou hier is die interessante ding. Die woord wat hy hier gebruik is, julle moet julle vlees doodmaak in julle. Hy sê letterlik daar, moor jou vlees. Moor die vlees wat opstaan in jou. Dis die enigste plek waar jy kan moord pleeg. Alright. Jy pleeg moord. Jy maak Jesus sê dit natuurlik baie duideliker. As hy in Matteus praat, wat sê Jesus? As jy 'n ooglei jy het sondig. As jy dwaal in 'n oog het, wat doen jy? Jy pleeg moord, jy pluk hom uit. As jy 'n hand jou laat sondig, wat doen jy? Jy kap hom af. Nou hier is die interessante deel. As ons dink oor die vrug van die Gees, dan is dit 'n wandeling saam met die Here wat dit voortbring. Maar die vrug van die vlees is 'n opdrag om te moor. Okay, so die vrug van die Gees kom uit 'n verhouding en 'n wandeling saam met die Here. Maar die vrug van die vlees moet ek moor. Moet ek doodmaak. En ons gaan 'n bietjie kyk na hoe moor ek dit? Jou vlees. Wil jy moord pleeg? Almal wil moord pleeg. Wie het al geleef en dan dink jy myself, Fred, hoekom doen jy dit? Hoe het jy dit gesê? Dink jy vir jouself ook hoor, Here, kom haal my net asseblief. Laat ons net die ewigheid ingaan in heerlikheid. Verstaan jy? Wie sien uit na die heerlikheid? Verstaan jy? Ek ben almal behoort uit te sien na die heerlikheid. Want jy net dink met jouself, ek wens ek kan net uit my liggaam uitkom en hoor. Die vlees is nie die liggaam nie, want dit is 'n gnostiese ding waar hulle sê die liggaam is sleg en jou siel is goed. Dis nie wat Paulus sê nie, hy sê daar's 'n vlees in my wat die liggaam mee saamspeel. Dis die begeertes in my, die vlees in my. Nou kom ons gesels oor hoe moor ek my vlees in my. Net vandag, die vlees dra ook vrug. Die vlees dra ook vrug, julle moet dit mooi luister nou. Hier's 'n interessante ding. En dit bring dood voor. By 'n kind van die Here kan dit ook dood voorbring. As daar 'n voortsleepende sonde in jou lewe is, sal die vrug daarvan dood wees op die einde van die dag. Of dit nou in jou verhoudingslewe is, en of waar dit ook al is, dit bring die dood voor. Nou hier's 'n interessante ding. Baie keer wens ek dat ek daar by Dawid was. Die oomblik toe hy op die dak gestaan het en nie oorlog gaan voer het nie.
En hy is rustig daar en ewe skielik sien hy onder hierdie vrou. En ek wens ek kon daar wees by Dawid sê, wow, Dawid, luister gou hierso. Weet jy wat gaan hierdie jou kos? Jy kyk nou. Maar ek wil vir jou die einde sien van hierdie lewe wat jy nou leef, van hierdie ding wat jy nou doen. En ek dink Dawid se antwoord vir my sou gewees het, wat sou sy antwoord wees? Dit maak niemand seer nie. Ek kyk net. Wie maak dit nou seer? Wie redeneer so? Nee, moenie jou hand opsteek wanneer jy is verkeerd. Alright, jy moet nie nou jou hande opsteek, asseblief, wees versigtig wanneer jy jou hande opsteek. So, hier is die ding, jou vlees bring vrug voort, maar dit begin nie met vrug nie, dit begin met iets anderste. Want die vrug is die dood wat dit voortbring. En ek wil vandag vir julle sê, hoe moer jy op 'n klein skaal jou vlees eers? Ons is besig, my vrou het die briljante idee gehad, sy is nie hier nie. Sy het die briljante idee gehad om die wit stinkhout voor ons huis uit te haal. Ja, dit is sleg dan nie, in my elk geval. Dit is 'n massive, weet wat, daai boom is baie groter onder die grond, hoor. En dit was 'n tragedie gister. Enige iemand wat in Silver Lakes gebly het en ons gehoor het kettingsaag, sorry daaroor. Hoor jy, dis bitter moeilik om 'n uitgegroeide boom wat vrugte dra uit te haal. Enige iemand wat al probeer het om dit te doen, ek het daai manne so jammer gekry gistermiddag laat. Ons het sommer die helfte maar betaal. Hulle is nog nie klaar nie, maandag kom hulle uithaal, verstaan jy? Dis die bitter moeilike ding om 'n uitgegroeide boom uit te haal as 'n klein plantjie wat besig is om op te gaan net uit te ruk. Is dit nie so in die lyn? Jy hoef te antwoord nie. So hoe moer ek my vlees? Die eerste ding is, begin altyd deur die Gees. Dit is interessant, hierdie teksvers sê die volgende. Hy sê, as julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees se einde maak, aan julle sondige praktyke sal julle leef. So hier is die ding wat ek vandag wil sê. Eerstens weer eens. Dis nie 'n stryd in die eerste plek net uit my eie self nie. Dit begin waar? Deur die krag van die Gees wat in my is. Onthou dit. Dit begin weer eens by die Gees. Hy sê dit later in Galasiërs, ons gaan nou 'n bietjie na Galasiërs toe, waar hy praat oor die vrugte van die vlees en die Gees, dan sê hy, hoe kan ons die vrugte van die vlees in ons doodmaak? Hy sê, begin leef in die vrug van die Gees, begin wandel saam met die Gees, dan sal jy nie die praktyke van jou sondige natuur laat voortleef nie. So altyd alles begin by die Here se werk in my. Kan ons dit vir mekaar sê? Hoe wonderlik is dit nie? Dit begin by die Gees se werk in my. As jy nie die Gees van die Here in jou het nie, het jy nie 'n kans nie. Maar omdat die Gees van die Here wat hom laat opstaan, Jesus laat opstaan uit die dood uit, sal die Gees lewe in jou voortbring. Eerste een wat jy blaai, hoe lyk dit? Blaai Galasiërs 4. Galasiërs 4, 5 en 6 is amper 'n replika van Romeine 8. Paulus eintlik, as jy Galasiërs lees, dan lees jy eintlik Romeine op 'n korter weergawe waar hy weer praat met die Jode wat probeer met hulle self met die wet hulle lewens verander. En dan sê hy, jy kan nie met jou wet die lewe verander nie. Jy kan net in die Gees wandel. Nou hoor wat sê hy. En ons almal het dit al gelees, maar ek wil hê ons moet weer lees na die vrugte van die Gees en die vrugte van die vlees hierso. Vers 19. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid. Die woorde daar is porneia, wat beteken allerhande seksuele losbandigheid. Afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het. Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal die koninkryk van God nie as erfenis verkry nie. Die vrugte van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees ook nou ons gedrag bepaal. Ons moet nie verwaand wees en mekaar uittat nie, of op mekaar afgunstig wees nie. So die eerste ding wat jy moet erken is weer eens, dat dit 'n vrug is wat jy dra.
'n vrug is iets wat jy voortbring. 'n Kind van die Here, dis die interessante ding van die kind van die Here. Hy kan nie baie lank in sonde leef nie. Ek dink die sonde word altyd 'n vrug vir 'n kind van die Here, want hy erken dit, die Gees oortuig hom van sonde, en hy besef dit, en hy draai weg daarvan deur die werking van die Heilige Gees, en hy verander dit, maar dis die ding, daar's nie vrug nie, maar hier is die interessante ding, weer eens, iets word nie net 'n vrug nie, dit groei om 'n vrug te word in jou lewe. En kom blaai gou saam met my na Jakobus 1:13. Ek dink is op die bord. Jakobus 1:13 tot 15 sê die volgende: Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê ek word deur God versoek nie. Want God kan nie verlei word en self verlei hy niemand nie. Nou hoor jy die woorde gou. Jy moet mooi oplet. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Daarna as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort. En as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. So wat gebeur met my? As goeders in my lewe wat groei en is besig om groter te word. Dit is interessant, net sommer 'n praktiese voorbeeld hierso. 'n Verhouding met 'n ander vrou begin nooit sommer net nie, nee. Begin met 'n koffiedייט. Nee. Dis waar dit begin. Dis nie volgende ek spring jy saam in die bed en dan, jy weet, ek sê, "O, jene, dit het my omkant gevang toe ek weer sien toe ek daar." Miskien is daar ouens wat so dink, verstaan jy, maar dit het nie so gebeur nie, verstaan jy? Jy staan nie eendag op en die volgende aand slaap jy met iemand anders nie. Waar dit begin? Begin met 'n kyk. Begin by 'n tweede kyk. Begin by gedagte. Dis hoekom Jesus, as hy praat oor sonde, dan sê mense, "Jesus, hy's erg," verstaan jy? Want hy sê, as jy dink, want dis waar die sonde begin, in my gedagtes. Maar dit vloei uit op 'n lewe wat vrug dra en wat tot die dood toe lei. So dit begin daar, en dis daar waar die Christen, deur die Gees se werking in my sensitief maak op die oomblik. Wat doen jy nou? Galasiërs 6:1 sê die volgende: Broers, as iemand in een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. Daai woord in die Grieks is nie sonde nie. 83 vertaling, sorry, is verkeerd. Dis die woord vir misstap. Dis eintlik 'n ongelooflike woord. Hy sê, broers, as iemand in die een of ander misstap val, hy misstap. Dis nie sonde nog nie. Die Griekse woord vir sonde is martia, dis nie hierdie woord nie. Hierdie woord beteken is iemand wat net so, jy weet, jy's op die pad en die volgende oomblik stap jy hierso. En dis in daai oomblik wat iemand vir jou sê, jy weet, wat het jy nou gesê? Dis nog nie vrug nie, dis nog nie sonde geword nie. Dis 'n idee, dis 'n gedagte, dis 'n manier wat jy praat en iemand moet jou daarop patent maak want jy's besig om die pad te verlaat. Dis 'n misstap, dis nog nie 'n sonde nie. En dan sê hy, broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat deur die Gees laat lei, so iemand in die gees van sagmoedigheid reghelp. En dan sê hy die volgende, self in Galasiërs 6, net verder aan, blaai gou saam met my verder aan, sê Paulus die volgende. Hy praat oor die saai. Hy sê vers 7, moenie julleself mislei nie, God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die Gees saai, sal die Gees en die ewige lewe oes. Waaroor gaan dit? Dit gaan oor 'n saai. Dit gaan oor saai. Waarop saai jy op die oomblik? Wat kyk jy op die oomblik? Wat sê jy op die oomblik? Wat gaan van jou mond af uit? Verstaan jy? Wat is dit wat jy in die akker van jou vlees saai? Besef jy wat se gemors ons elke dag in ons vlees in saai? Kan ek met julle persoonlik wees? En ek weet, dit is nou 'n moeilike ding, maar jy weet, iemand sê vir jou, gaan kyk daai fliek. Jy weet, dan kyk jy die fliek en dink jy myself, ek weet nie wat se opbou dit vir my gees was op hierdie oomblik nie. Wie van julle het al 'n fliek gekyk en na halfpad net gestop en gedink, "Hemel, wat sê ek nou?"
Waarom is ek nou besig? Jy is in 'n gesprek en iemand praat met jou en jy dink met jouself, en nou vloei jy net klomp goeders in my wat ek nie wil hê nie, verstaan jy? Ek soek dit nie. Ek soek nie hierdie, soos mense altyd sê, ek is 'n prentjie mens, hoor. En ons besef nie dat elke liewe dag wil die wêreld en die duiwel wil in ons lewens insaai en ons moet daai goeders afsny waar dit begin. Ons moet die Suritzlyn wat inloop in ons lewens sny waar dit begin. Ons kan nie dit sny aan die einde nie. Dit gaan voortbring 'n sekere vrug, Luke. Dis wat dit voortbring. So moenie saai meer nie. Hoe wen ek die vlees? Hoe moer ek die vlees by die saad wat ek in die grond sit? Het is interessant dat Paulus hier skryf in Romeine 8 ook, hy sê, ons gaan nie verslaaf word nie. As jy lees wat hy sê in Romeine 8 daar, dan sê hy die volgende, hy sê, almal wat deur die Gees laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en julle het nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, Vader. Hier is die interessante ding, julle is nie slawe nie. Waar kom slawerny vandaan? Waar kom iemand wat verslaaf is? Ons sê mense is verslaaf van iets. Waar kom verslawing vandaan? Iemand staan nie eendag op en sê, ek is verslaaf. Sê, daar vang die drank my. Jy weet, ek het gister 1 glasie wyn gehad, nou is ek verslaaf. Enig iemand so hier vanmôre? Jene, dit het my oorval. Ek nie besef waarmee ek besig. Jy weet, ek het 1 wyntjie gedrink, Johnny, en die volgende dag is ek verslaaf aan hierdie goeters. Hulle sê 1 drug doen dit is heroïne. Jy kan hom 1 keer gebruik en die volgende dag is jy verslaaf. Maar min of meer verslawing gebeur oor tyd. En ons is nie meer slawe nie. Weerens, ek wil wens, ek kan vir jou sê, vir oggend jong mens, as jy hier sit, ouer mens wat hier sit, ek wens, ek kan vir jou die prentjie wys van die laaste hoofstuk waarmee jy nou begin skryf. As daar een ding is in my bediening, waaroor ek so hartseer is elke keer, as 'n ou met huwelike besig is, of met iemand besig is, en jy kan sien, hulle kan nie die eindprentjie sien nie. Op hierdie stadium is dit vir hulle iets kleins. En die volgende oomblik sê ek, kan ek vir jou sê waar daai ding gaan eindig? Nee, dit gaan nie met my gebeur nie. Dis die hartseerste van baie mense. Nee, dit sal nie met my so gebeur nie. Nee, dit sal. Want jy het saad in die grond gegooi. Ewe skielik, as jy onkruid in die saad, ek het nou die dag gehoor, iemand boer met knapse kerwe, wat noem hulle dit? Kakiebos. En dis 'n interessante ding, kakiebos, verstaan jy, boer met kakie. Hy sê, Fred, wie wat nie, kakiebos is maklik om dit te groei so in die wild, maar sit dit nou in rye, dan sien jy hoe moeilik is dit. 'n Kakiebos floreer, verstaan jy sit hom daar en hy volgende kom hy op, verstaan jy, imagine jy boer met kakiebos, en jy dink by jouself, ons gaan koring hierdie jaar kry. Maar lekker koring oes wees. Dit sal 'n snaakse boer wees. Om te weet waar dit gaan eindig, want hier is die interessante ding, as jy saad in die grond sit, vir die eerste paar weke sien jy niks opkom nie. En dan sien jy iets opkom, en dit lyk min of meer dieselfde as die ander ene. Jesus vertel die gelykenis en dan sê hy, hy het koring gesaai, die boer het goeie saad gesaai, koring gesaai, maar in die nag het die vyand gekom en hy het onkruid tussen die koring gesaai. En dan sê Jesus, hulle kom albei op, hulle lyk dieselfde. Hy sê, en dan sê die disippels vir hom, Here, sal ons hulle uitpluk, gaan ons probeer die onkruid, sê nee, laat hulle saam groot word. Want as hulle eers saad geskiet het, gaan jy die vrug sien. Moenie nou uitblik nie, want hulle groei saam en hulle lyk dieselfde op 'n sekere tyd, maar op die einde gaan daai saad groot word en dan gaan sekere saad uitkom wat vir jou duidelik gaan wys wat is die lewenspatroon van hierdie persoon. Derde een wat ek wil sê, iets erken dit as vrug, iets word nie vrug nie, dit groei om vrug te word. Die derde een, wees die vriende wat my saam met jou laat wandel. Jy moet pelle hê wat jou help moer aan jou eie vlees. Dis nie net 'n enkel probleem nie.
Verstaan jy wat jy op jouself kan doen nie. Dis hoekom mense dink, as jy 'n kind van die Here is, ek kan dit self doen, jy kan nie. Jy het die gees van die Here nodig, maar jy het ook mense wat saam met jou wandel, wat so lief is vir jou, dat wanneer jy 'n misstap gee, dan sê hulle, wat is dit? Dis interessant. Noem myself, as ouens net die eerste keer, jy weet, iemand hierso het 'n besigheid en hy sê hy het altyd iemand wat as hulle 'n sekretaresse aanstel, dan kies sy die sekretaresse, nie hy nie. Ek dink dis 'n goeie idee. En? Dink jy so? Verstaan jy? Iemand wat saam met jou help om nie om die koring te saai nie, onkruid nie. Wat bewus is van jou eie swakheid. Want hier is die ding, jy sien gewoonlik nie waar jy misstap nie, iemand anders sien die misstap. En daarom jou reaksie op die misstap. Spreuke 27 vers 6, sit dit gou op die bord. Sê die wonde deur 'n geliefde toegedien word opreg bedoel, maar oordrewe is die soene van iemand wat haat. Wie wat het ek al agtergekom? Wie wat doen mense wat in sonde verval, hulle soek mense wat saamstem. Hulle verdwyn net ewe skielik uit die gemeenskap uit. En hulle soek mense wat sê, jy's oulik, hierdie klomp Christen, hulle is almal skynheilig. Jy weet, hulle doen dieselfde goeders in die donker kant, en hulle, jy weet, maar jy, verstaan, die Here weet, hy wil jou eintlik net gelukkig maak. So hierdie vrou, whatever sy doen vir jou, great, verstaan jy gaan happy wees. Nee, dis soene van 'n goddelose. Jy het iemand nodig wat eerlik wees. En nie is die interessante ding, jou reaksie, wie het dit al agterkom dat iemand vir jou sê, as jy 'n misstap doen, luister, waarmee is jy nou besig? Wie het dit al oorgekom? Nee, steek op jou, nou kan jy jou hand opsteek, want ek is ook een van hulle, verstaan jy? Ek meen, daar's 'n paar ouens by my, ons leierskap, wat nie bang is vir my om dit te sê nie, verstaan jy? Hulle kom sê my, luister, kan ek vir jou iets sê, wat jy bedoel jy dit sê, verstaan jy? Het jy sulke mense in jou lewe? Jou reaksie op daai persoon, want wie wat se guts vra dit vir jou, vra dit van iemand om met jou eerlik genoeg te wees, om jou misstap uit te wys. Dis nie die ou wat jy moet wegjaag nie, dis nie die vrou in jou lewe, of die vriendin in jou lewe wat jy moet wegjaag nie, jy moet hulle bitter naby in jou hou. Maar as min van hulle. Want dit het hulle alles gekos om op daai punt te kom. Want hulle 10 teen 'n dag of 2 dae se stryd gehad, moet hulle iets sê. Moet hulle nie maar los nie. Wie het al vir iemand iets gesê? Hoeveel stryd het jy gehad voor jy dit gedoen het? Hoeveel gebede het ingegaan vir daai persoon, voor jy op daai punt gekom het, waar jy vir die persoon sê, luister, ek sien hierdie ding in jou lewe, wat is jy mee besig? En daarom die volgende teksgedeelte sê die volgende, 'n oor wat luister na teregwysing van die lewe, sal by wyses tuis wees. Wie vermaaning in die wind slaan, verag sy eie lewe. Maar wie na teregwysing luister, verkry verstand. Volgende ene. 'n Dreigement maak 'n groter indruk op iemand met insig as 100 hou op 'n dwaas. Dis wat ek moes leer. Jy kan skree, jy kan slaan, en jy kan, jy nou tot bekering kom. Verstaan jy? As hy nie die gees van die Here het, jy kan jy net sowel maar so praat, verstaan jy? Want hy gaan in elk geval, vir die wat die gees het, gaan luister. Volgende ene. Is hy klaar daar? 17 vers 10. Die derde ding wat jy moet onthou van jou, van iemand wat jy teregwys, of van vrug in jou gees, moet nooit jou sonde, as jy wil jou vlees moor, moet nooit regverdiging vind vir jou vlees nie. Johnny? As jy jou vlees wil moor, moet nooit regverdiging vind vir dit wat jy mee besig is nie. Die oomblik as jy sê die volgende woorde, hoor my nou mooi, julle gaan dit doen, en julle gaan dit hoor, en die gees gaan julle oortuig, vir die wat die gees in hulle het. Die oomblik as jy sê, ja maar, dan weet jy is so ver in sonde, jy moet nou uitklim. Is dit reg so? Die oomblik as jy moet sê vir iets waarmee jy besig is, elke ou, of hy nou 'n dief is of wat ook al, elke keer vind hy eers regverdiging vir wat hy doen, voor hy dit doen. Maak nie saak hoe evil hy is nie, want dis wat die duiwel doen. Die duiwel gee vir jou altyd 'n regverdiging vir die sonde waarmee jy besig is. Het hy dit nie gedoen met Adam en Eva nie? Sy triks verander nie. Sê vir Eva, as jy dit doen, weet wat gaan gebeur? Jy gaan soos God wees.
Gaan beter wees, gaan greater wees. Nooit regverdig van die, seker een van die slegste regverdigings wat 'n kind van die Here kan doen, en ek weet nie of jy 'n kind van die Here kan wees, as jy hierdie regverdiging doen nie, is om te sê, die Here sal my vergewe. As jy die God se genade en liefde gebruik vir die regverdig van jou sonde, is jy so ongered, jy is op pad hel toe. Daar's niks redding daar nie. God het nie aan die kruis gehang vir jou met 'n regverdiging te maak vir jou sonde nie. Kan ek dit weer sê? God het nie sy seun gestuur om te hang aan 'n kruis en om te bloei vir jou sonde, sodat jy dit as 'n regverdiging kan gebruik vir waarmee jy nou besig is nie. Hoe moer ek my sonde? Weet jy wat doen ek? Ek roep uit Abba Vader. Ek roep uit Abba Vader. As Petrus sink in die see, en hy is besig om te sink, wat sê, Here, red my. Here, red my. Deur die Gees kan ons uitroep Abba Vader, hy is ons Vader en ons is sy kinders. Hierdie is die amazing ding, is as jy leef vanuit hierdie verhouding, dat hy jou Abba Vader is. En jy kan leef uit die verstaan dat wat hy vir jou gee is net goed. En as hy sê, moenie dit doen nie, is dit goed wat hy vir jou sê. En as jy dit uitskree elke dag van jou lewe, Abba Vader, help my. Sal hy jou optel. En hy sal jou bring waar jy moet wees. Want as jy nie meer krag het om hierdie ding te fight wat jy binne jou het nie, dan kan jy uitroep Abba Vader. En ek het hierdie idee van hierdie klein seentjie. Ek onthou toe Elaine, sy is so 3 jaar oud, 4 jaar oud, sy kry 'n doring reg in die middel van dat tweede toon, langs die groot toon, net so in. En sy is te bang, haal die doring uit. Verstaan jy? Op verstaan sy, papa, help. Sy is nou nog bang vir my met 'n naald, verstaan jy? Want jy tel hy kind op en jy hou haar vas, want jy wil nie hê sy moet krippel loop nie. Hy is vir jou so lief. Die Vader is vir jou so lief en hy sien wat hierdie ding aan jou doen. Hy sê, kom na my toe. Roep net uit Abba Vader. En die God van die heelal is in daai oomblik daar. Dis wat ons bid eintlik, as ons bid, onse Vader wat in die hemel is, laat my nie in versoeking kom nie. Ek en Frida het 'n paar keer daaroor gesels, en dis 'n interessante ding, wat ek eintlik uitroep is, Abba Vader, Here, ek wil nie eens my voete hier insit nie. Wat 'n wonderlike ding is, vir 'n kind van die Here is ek het die volheid van God in my, hoekom wil ek myself verslaaf aan sonde en in vrees weer lewe vir sonde? Is dit nie so nie? Is een ding wat jy kan weet van jou sonde, dit gaan jou verslaaf, dit gaan vrug voortbring wat jy nie eers kan dink aan nie, en dit gaan dood in jou lewe voor, maar jy het 'n wonderlike erfenis, sê Romeine. Kom ons lees gou daai Romeine gedeelte weer. Romeine 8 sê die volgende. Hy sê, en omdat ons kinders is ons ook erfgename, ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Erfgename. Kan ek vir jou goeie nuus gee? Jy gaan groot erf. Wie is bekommerd oor 'n erfporsie? Wie wag vir 'n erfporsie? Jy kan nie wag dat jou pa doodgaan nie, want dan gaan jy groot erf. Enigiemand hierso? Jy kan nie wag nie, verstaan jy? Ek sê vir jou as kinders van die Here, as jy in Christus leef, het jy die erfporsie. Wie is die erfporsie? Nie wat nie. Wie is die erfporsie? Christus. God self, die Vader is die erfporsie. Ek wil leef van hom. Vader, dis nie 'n ding van 'n tydtroop loop, weer eens daai tydtroop van sonde of nie sonde nie. Ek wil hardloop na U toe. U is my Abba Vader, want in U is die erfporsie. Sit gou vir my op daai volgende. Dis die mooiste gedeeltes in die Ou Testament vir die Lewiete. Interessant, hy skryf hier vir die Lewiete. En die Lewiete kon geen erfporsie kry nie, want weet jy wat sê die Here vir hulle? Die Here het vir Aaron gesê, in hulle land sal julle nie erf nie, 'n erfdeel sal daar nie vir julle tussen hulle wees nie. Ek is jou erfdeel, jou erfenis tussen die Israeliete.
Daarom het die Lewiete nie 'n aandeel of erfenis saam met hulle volksgenote nie. Die Here, hy is hulle erfdeel, soos wat die Here jou God vir julle gesê het. Die laaste ene, die Lewitiese priesters, die hele stam van Lewi sal nie 'n aandeel of erfenis hê saam met Israel nie. Van die besondere gawes aan die Here en van wat aan hom behoort, moet hulle van leef. Jy het 'n wonderlike erfdeel. Hoekom sal jy jou geld mors op iets wat nie kan vervul nie? Christus is jou erfdeel. Hoekom sal jy betrokke raak by iets wat jou verslaaf? En sommer net 'n vinnige opmerking terwyl ek hierdie voorberei, dink ek myself, wat 'n erfborsie gaan jy los vir jou kinders? Wat 'n vrug gaan hulle van eet? Van die vrug van jou vlees of die vrug van jou gees? Waarvan hulle gaan hulle eet? Vergeet om 'n erfborsie te los vir hulle. Los vir hulle Christus. Leef in Christus. Want die pad wat jy volg, gaan hulle opstap. En mag hulle so dankbaar wees, dat hulle pa en ma geleef het vir die Here, want hulle gaan van daai vrug eet. It's amazing, hulle gaan van daai vrug eet. Die laaste ene sê Paulus. Hy sê, en omdat ons kinders is ons ook erfgename, ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus, aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Ek het slegte nuus vanoggend. Om te moer bring pyn. Om te moer bring pyn. Christus het gesterf vir die sonde. En hy het deur daai pyn gegaan. En Paulus skryf hier, hy sê, as julle vlees moer en die gees, is daar 'n deel van pyn wat ook gaan kom. Daar's iets van 'n los wat jy gaan ervaar in jou lewe, omdat jy sekere goeders afsny in jou lewe. Maar die voortkoms daarvan, dis soos iemand wat 'n boom sny en takke afsny, snoei. En daarmee gaan lyding gepaard. Maar die vrug is beter. En miskien is hier vanoggend mense wat met sekere goeders afsny in hulle lewe. En weet jy wat? Wanneer snoei jy beter? Wie doen bonsai boompies? Wat sê hulle, wat moet jy doen met 'n klein boompie? Vang hom as hy klein is, snoei hom as hy klein is. Dis klein goedjies in jou lewe. Hierdie gaan 'n slegte ding wees om te doen. Maar wat van jy gaan sit by jou vrou en jou man hierdie middag? Jy sê, wat sien jy van 'n misstap in my? Dit gaan seer wees. Nou. Gelukkig is Sunny wat jy weet, dit is pyn. Is dit nie? Maar daar is genesing in daai pyn. En die amazing deel is van daai pyn is, dit bring nuwe vrug voort en beter vrug voort. Daarom om saam met iemand te sê, luister, sê vir my, wees eerlik met my. En dan sê Jakobus die volgende woorde, as jy jou sonde eerlik aan mekaar bely, wat sal gebeur? Jy sal gesond word. So mooi Paulus se woorde, en hiermee sluit ek af. Paulus se woord in Filippense sê, vir my is die lewe Christus, en die sterwe wins. Die lewe wat ek nou leef, leef ek vir hom. Dis nie meer ek wat leef nie, maar Christus wat nou in my leef. Wat 'n wonderlike erfenis. Amen. Vader. Dankie vir die erfenis wat ons het in U. Dankie dat U ons Vader is, wat vir ons lief is. En soos 'n kind wat baie keer nodig het om te hoor waar hy stap. Vader, kom sê vir ons, kom wys vir ons in hierdie oggend, waar ons moet moer. En ek weet, Vader, dit gaan miskien pynig, ook pyn wees, as iemand dit vir ons sê. Maar Here, dankie dat daai lyding wat ons ervaar, wanneer 'n wêreld teen ons draai baie keer. En baie keer vir ons sê, ek kan nie hierdie pad saam met jou stap nie, want ek wil 'n ander pad stap. Here, daai pyn wat ons ervaar, vir die las wat ons het baie keer, aan die wêreld wat al hoe minder vir ons belangrik raak. Here,
Laat ons deur daai lyding gaan, want dit is genesing. Maak ons onverskrokke en ons loop saam met U. Ons wandel in die Gees. Net die Gees kan ons gehoorsaam maak, Vader. Dankie Heilige Gees, dat in ons swakheid is U sterk. Ons verwagting is, dat U goeie vrug in ons lewens sal laat voortkom. Sny af, snoei reg, wat nie daar is nie, moet wees nie. Bid dit in Jesus naam. Amen.